my shepherd, my God and my King. We bow down before you in adoration. We stand in awe of you, O God. There is none like you. We give you the highest praise this morning. High and lifted up in all the earth is who you are. You deserve the glory and the honor and the praise and the thanksgiving and the majesty forever and ever. Ja, Here, hoe wonderbaar is U naam. U is 'n wonderbaar heiland vir my. Daarom maak ons mond wyd oop vanmôre en mag die lof van ons lippe wat U naam bely, U welbehaaglik wees. En hierdie môre U, dis my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen. Hoe lieflik is sy woning in U. Daar is waarlik niemand soos hy nie. Amen. Wie kan met hom vergelyk? Wie kan die see oopskeer soos wat my God die see kan oopskeer? Hoe dat Jimmy Swaggart gesing, He specializes in things called impossible. Geen ding is vir die Here onmoontlik. Wat het die engel gesê vir Maria, wat by God, wat by die mens onmoontlik is, Lukas 1, is by God moontlik. So moet jy dat die wêreld vir jou vertel, ek gaan nie uit hierdie situasie kom. Miskien het iemand dit nodig om te hoor vanmôre. Miskien het iemand dalk hierin gestap, kan die Here waarlik vir my hieruit red. Dan wil ek vir u vanmôre sê, ja, 1000-maal ja, maar Jesus kan alles doen. Want hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar die saak wat soos 'n berg voor jou staan, sê vir daardie berg, ek ken God, wat gesê het, as jy vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jou die see, dan sal dit jou ten deel val, van my Vader, wat in die hemel is. Is God jou Vader vanmôre? Amen. Is hy jou koning? Amen. Moet dan nie dat die wêreld vir jou sê, dit is verby. It's not over. Till God says. Mag die Here u vanmôre oprig, jou lendene versterk, jou knieë sterk maak. En mag jy staan in die krag van sy sterkte. Amen. 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 Het almal aan mekaar gegroet vanmôre? Amen. Het jy al jou eie man gegroet vanmôre? So bly dat jy hier is. Ons het die afgelope 2 weke het ons lering gegee. Maar vanmôre gaan ons weer so 'n bietjie regheid met mekaar praat. Is dit reg? Amen. Die Here sê leer en verbaan mekaar. Weer lê, bestraf in alle liefde en ontferming. Nou ja, ek sal vanmôre vermaan met alle liefde en ontferming, maar soms moet die woord van die Here ook snoei. Weet, 'n wingerdstok wat nie gesnoei word nie, sy vrug, hy dra nie veel vrug. Jy snoei jy sodat jy meer vrug kan dra. Nie waar nie? Wie wil meer vrug dra? Maar dan moet ons maar so 'n bietjie die snoeimes insny. Vanmôre se boodskap is nie spesifiek vir 'n individu nie. Nie ook so seer vir hierdie gemeente as sulks nie. Ek sien vanmôre se boodskap meer as 'n boodskap vir die kerk van die Here in die holistiese sin van die woord, in die globale sin van die woord. Want my oortuiging is dat ons in 'n groot mate in dieselfde riem val as die volk van Israel in die dae van die profeet Micha. Jy weet, dinge verander nie regtig nie. Dis maar net name wat verander en plekname wat verander en ons voorkoms verander so bietjie soos wat jy ouer word. Nee, ek dink nie
As jy nou 'n foto gaan kyk van 40 jaar terug, dan dink jy, is dit regtig ek? Dion is dit. Ja. En ja, span ons is vooruitstrewend. Van ons is agterbaks. Hoe is eintlik die mense verander? Maar Jesus nooit. En as ek so die boek Micha soms lees, dan voel dit vir my, ek lees die Sondagkoerant. Want dit voel vir my asof dit dieselfde ding is waarmee ons vandag worstel, as waarmee hulle geworstel het in daardie dag. So ek vra dat jy my sal verdra vanmôre, maak jy hart wyd oop. En mag vanmôre se boodskap vir u tot 'n seën wees. Amen. Hemelse Vader, in Jesus naam wil ek vir u baie dankie sê dat ons 'n geleentheid het in 2026 hier in Suid-Afrika om nog met vrymoedigheid te kan opkom na 'n plek van samekoms sonder om bedreig te voel, sonder om teestand te ervaar tussen ons huis en hierdie gebou, terwyl ons weet daar is soveel wêrelddele waar soveel wil by mekaar kom, maar uit vrees vir hulle lewe dit baie moeilik vind. Ons is in so 'n bevoorregte posisie. Here, help ons. Laat ons nooit die voorregte wat ons geniet vanselfsprekend aanvaar. Ek wil vir u baie dankie sê dat ons nog die geleentheid het. En Here, baie dankie dat ons nog 'n Bybel het wat ons vanmôre kan vat en kan vashou. Terwyl hierdie boek, waar hierdie boek uitgewerk word en verbied word in soveel wêrelddele, het ons die voorreg om nog hierdie Bybel te kan oopmaak en daaruit die verordeninge van die Here te kan ontvang. Ek bid vanmôre, u wat die saaier is wat uitgegaan het om die saad te saai, die saaier is Jesus, volgens Matteus 13. Here, ek bid vanmôre dat die saad op vrugbare grond sal val. En dat dit 100voudig, 60voudig, 30voudig vrug sal oplewer. Terwyl ons in 'n wêreld leef, besaai met onkruid, besaai met dwaling en valsheid, dat die vrug en die saad van u woord vanmôre sal opskiet. En dat elkeen wat hoor, dit met blymoedigheid sal ontvang. En dat ons nie net woorde sal wees nie, maar ook daders van u woord. Ek vra dit in Jesus naam. En ons gebied nou elke voël van die hemel wat die saad wil oppik. Ons verbied julle om hierdie gebou in te kom. Amen. Geen saad sal verlore gaan. Want die Here gee sy engele bevel om ook oor ons te waak vanmôre. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is in Micha, die 2de hoofstuk. En kom ons lees enkele verse daar vanaf vers 6. Hy begin met 'n sterk verklaring. Moet nie profeteer nie. Sien julle daar uitroepteken? Sê die valse profeet. As 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie. Mag dit gesê word, o huis van Jakob, sou die Here dan ongeduldig wees? As jy die King James Version gaan lees van daardie woorde, daai tweede reël, dan sê dit, will you straighten the spirit of the Lord? Will the spirit of the Lord be straightened? En ek sal dit nou vir u verduidelik. Of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie? Jy sien, hierdie woord is 'n vriend van die wat hom liefhet, maar hierdie woord is 'n vyand van die wat teenoor die Here staan. Hy sê, is my woord nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel?
Maar reeds vroeër het my volk vyhandig opgetree. Julle pluk die mantel af, weg van die kleed van die wat in gerustheid verbygaan, wat afkerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdryf hulle uit die huis wat hulle liefhet. Van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op en gaan heen, want nie hier is die rusplek nie. Weens die onreinheid wat verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand wind nawandel en die bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Dit tot sover. Liewe vriende, net op vers 7. Die eerste reël sê, mag dit gesê word, o huis van Jakob. Wat die profeet Micha hier sê is, vir die volk van Juda. Micha sê vir hierdie volk in Jerusalem, julle word genoem, die huis van Jakob. Want dis hoe die volk in Juda bekend gestaan. Onthou, Micha praat nie met die noordelike 10 stamme nie, hulle is klaar in ballingskap weggevoer. Juda praat hier met Juda en met Benjamin, die suidelike 2 stamme, daar in Jerusalem. En hy sê, julle word genoem, die huis van Jakob. Maar wat hy vir hulle sê is, julle dra die naam huis van Jakob, maar hoor die ironie hier. Julle doen nie die naam gestand nie. Julle sê, julle is die huis van Jakob, maar julle doen nie die naam van julle voorvader gestand nie. U sien, Jakob was 'n man wat geken was vir sy onwrikbare geloof in sy God wat hy dien. Jakob was 'n man wat sy volle vertroue in sy God geplaas het en in sy woord. Maar hierdie volk in die dae van Micha het so weggedwaal. Ja, hulle dra die naam Jakob, maar hulle is ver verwyder van die geloof wat Jakob in sy God gehad het. Ver verwyder van die vertroue en die toewyding wat hulle vader Jakob in hulle God gehad het. Hulle kan nie dieselfde sê van hulle eie leefstyl. En o broer en suster, is dit nie maar ook so onder die volk van die Here vandag nie, waar ons dra die naam Christen, maar waaragtig, hoeveel is daar buite wat nie optree en lewe in hulle gedrag en in hulle woorde soos 'n kind van God nie. Wat is 'n Christen? Wat is 'n Christen? Wie wil vir my sê, wat is 'n Christen? Met ander woorde, Jesus het gesê, volg my. Dit beteken, Jesus is aan die beweeg, en hy sê, ek wil hê, julle moet beweeg waar ek beweeg. Wandel in my weë, wandel in my voetspore. Jy sien, 'n Christen is as ware iemand wat sy volle geloof plaas in hom wat genoem word, die Christus, die gesalfde een, die verkose een. Hy is die een wat voorloop. En 'n Christen is die wat hom toewy aan die leerstelling en die wil van die een wat gespreek het en gesê het, as jy my waarlik liefhet, Johannes 14 vers 15, bewaar my gebooie. Was dit Jesus self wat gesê het in Lukas 6:46, hoekom noem julle my Here, Here? O, julle ken daai vers. Maar hoor die erns van hier. Jakobus het dit verder geneem daar in Jakobus 2 vers 14. Hy sê, julle geloof sonder die werke wat jou geloof bevestig,
is in op sigself dood. Vra jouself, die geloof wat jy beoefen as 'n Christen, is dit lewende geloof of is dit dooie geloof? Is dit maar net geloof met die mond? Of dra jy die vrug wat by jou belydenis pas? Kyk nog 'n bietjie daar in Openbaring 3. Wat sê die Here Jesus Christus deur sy profeet Johannes vir die gemeente van Sardis? Openbaring 3 vers 1. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Sardis. Dit sê hy. Onthou die hele openbaring is 'n openbaring van wie? Van Jesus Christus. So hy verwys na Jesus Christus, die gesalfde. Dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam, dat jy lewe, en jy is dood. Jy sien broer en suster, dis een ding om die naam te dra. Dis een ding om te sê ek is 'n Christen. Dis 'n ander ding om te leef volgens daai naam, sodat die naam gekwalifiseer kan word. So ons moet nie net sê ons is Christene nie. Ek vra, dra jy die vrug? Matteus 3:8. Wat by die bekering pas. Daar's 'n jas wat my nie pas. Julle ken ons daai liedjie. Is jy bekleed met Christus? Of dra jy vuil klere? Soos Jesaja 52 vir ons leer, trek vir jou suurlike klere aan. Nie vuil, geskeurde, besoedelde klere nie. As iemand na jou kyk, kan hy Christus sien, omdat jy met hom bekleed is. Soos meer as net 'n naam. Nie waar nie? So hier kom die profeet Micha, hy praat met hierdie volk Israel, en hy sê vir hulle, julle dra die naam, huis van Jakob. Maar julle doen nie die naam gestand nie. Inteendeel, kyk wat sê hy verder. As ons teruggaan na Micha 2. Julle is nog lief van my, né? Ek is baie lief vir julle. Micha 2. Mag dit gesê word, o huis van Jakob? Sou die Here dan ongeduldig wees? Julle wat die naam dra. Sou die Here ongeduldig wees? King James sê, will you straighten? Or will the Spirit of God be straightened? Weet jy wat sê hy eintlik hier? Hy sê vir hulle, julle dra die naam van Jakob, maar julle leef so, asof julle God wil beheer, of die Gees van God wil beheer, in steede van dat die Gees van God vir julle beheer. Will the Spirit of the Lord be straightened? Wie beheer vir wie hier? Wie lei vir wie hier? Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee persoonlikhede. Groot verskil tussen hierdie twee gesindhede. Die wat deur die Gees van God gelei word, of die wat soek daarna om die Gees van God te lei. Dis 'n verskil. En kom, iemand maar vir my sê, dink u nie, dit is maar in 'n groot mate ook die geval in die kerk vandag nie, waar soveel bedieninge die Gees van God wil voorsê, in steede van om deur die Gees van die Here gelei te word. Is dit so? Of is dit, wie bepaal nou eintlik wat kerk is vandag? Wie bepaal eintlik hoe diensorde moet gebeur? Wie bepaal wat
Wat is ons visie? Wat is ons waartoe is ons op pad? Wie bepaal wat sê die woord werklik? Of pas ons dit aan na gelang van ons begeerte of ons behoeftes? Wie lei vir wie? Jy sien, Micha het 'n uitdaging gehad. Want hy gaan na die volk van die Here om die waarheid te spreek as 'n profeet wat God vir hom gesê het, hy tot die volk moet spreek. Maar weet jy wat gebeur as hy gaan na die volk toe? Dan stop hulle ore toe. Hulle wil nie hoor wat die gees van die Here deur 'n ware profeet soos Micha tot hulle wil spreek nie. En ek wil vir jou vra, hoekom dink jy? Hoekom het hulle ore so toegestop vir hierdie profeet? Hoekom wil hulle nie hoor wat hy te sê het as die profeet van God nie? Hoekom dink jy? Wil mense nie hoor wat God wil sê nie? Kyk, daar is ander wat graag wil hoor. Want daar is 'n groepering. En ek sal my verstyt om te sê, die groter deel van die kerkwêreld wil nie werklik hoor wat die gees van die Here sê nie. Hoekom nie? Hulle wil nie doen nie. Hoekom wil hulle nie doen nie? Want ek hou van jou eerlike antwoord. Want die wêreld is lekkerder. Luister, iemand vir my sê, sonde is nie aangenaam nie. Jy lieg, man. Want as sonde nie lekker was nie, hoekom doen jy dit dan? Mag ek sê jy lieg? Is dit nie kanseltaal? Jy praat nie die waarheid nie, broer. Wat nie? Ja, lieg nie van mekaar nie. Dit is die skrif nie. Nou broer en suster, die rede hoekom mense nie wil hoor wat die gees van die Here aan die gemeente wil sê nie is, hulle hou nie van wat hulle hoor. Jy sien, wat die mens vandag, veral die moderne mens, wil hoor is, hulle wil dinge hoor wat aangenaam is. En dis al wat hulle wil hoor, nie waar nie? Natuurlik, daar's aangename dinge ook, wat ons vir mekaar sê, ek sê ek's lief vir julle, dis mos aangenaam. Ek sal graag wil hoor dat julle dit ook vir my sê, maar ag, baie dankie. Dis aangenaam. Aangename kennis. Dis aangenaam om mooi dinge te hoor. En maar wat die hedendaagse mens wil hoor is, hulle wil net hoor dit wat aangenaam is. En hulle wil nie hoor dit wat so bietjie hard soms op die oor nodig het om te val nie. So hulle sê vir ons wat aangenaam is, en as jy iets kan sê wat aangenaam is nie, moet dan niks sê nie. Is dit so? Moenie ons vertel van sonde nie. Dis mos 'n taboe woord vandag. Ons praat nie oor sonde nie. Ons praat nie oor die oordeele van God nie. Ons praat nie oor boosheid nie. Ons praat nie oor die geregtigheid van die Here nie. Nee. Vertel vir ons, hoe oulik is ons? Vertel vir ons, hoe wonderlik is ons? Dis tog wat ons wil hoor. Vertel vir ons al die mooi dinge. Maar moet asseblief tog net nie vir ons sê, ons is sondaars nie. Enige sondaars hier vanmôre? Ons is gered deur genade. Maar ons sonde, Jesaja 59:2, het 'n skeidsmuur gevorm tussen ons en God. En hoe op dese aarde kan ons sê, ons is die kerk van die Here, en hier stap 'n sondaar in, en ons weier om te preek oor sonde. Ons wil 'n besemvee daaroor, en net vir hom vertel, hoe wonderlik hy is. As daar nie 'n punt kom van waaragtige bekering, waar jy 'n keuse maak vir Christus en teen die wêreld, waar jy jouself verloon, jou kruis opneem en Jesus volg nie. My liewe vriende, is ons besig met ek weet nie wat nie, maar dis nie die evangelie van Christus nie.
Maar dis wat die wêreld wil hoor vandag. Ek sê die wêreld, want die wêreld is binne die kerk. Hallo? Luister, daar was tye waar die vyand van buite af die kerk aangeval het, maar hy het gesien, daar waar verdrukking is, daar groei die kerk nog meer. Toe besluit hy, nee, hy gaan sy sitplek inneem binne in die kerk. Gaan lees maar Matteus 13, die gelykenis van die boom en die voëls van die hemel. Almal sê, voëls, pragtig. Luister, dis die voëls van die hemel wat die saad opgepik het. Dis die voëls van die hemel wat 'n oordeel gekry het in Openbaring 18. Bose voëls. Moenie dink die voëls van die hemel verwys na iets ouliks nie. Dis die voëls van die hemel wat in die takke van die boom wat aanvanklik die kerk was wat 'n small beginning gehad het. 3000 mense op Pinksterdag tot bekering gekom het en gegroei het en opgebou het, maar die kerk het ontaard in 'n onaardigheid. Ek self as 'n kind kan nog onthou die krag wat beweeg het in die bediening van die kerk, maar die kerk het ontaard in 'n boosheid. Dis waarom Matteus 13 gaan. Dit wat aanvanklik pragtig was, onthou 'n mosterdsaad is 'n kry, en 'n kry verander nie in 'n boom nie. Niet 'n mosterdsaad, 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het aan daai boom nes gemaak. Die vyand het gekom, hy het die kerk geïnfiltreer, hy sit tussen ons, en ons leef in 'n tyd van 'n afvallige kerk. U kan maar amen sê daarop. Dis 'n afvallige kerk waarin ons leef. En wat sien ons vandag? Net soos in die dae van Micha, sien ons, die ware profete kom na die kerk. Maar dan is daar in die kerk valse profete. Valse profete, wat die ware profete teestaan. Hulle staan as ware die woord van God te, wat gespreek word. En so wil hulle beheer, hierdie valse profete wil beheer wat gesê mag word en wat gedoen mag word. En weet wat verstuit my? Is dat hulle het geen skaamte daaroor. Geen skaamte. Is dit so, my liewe vriende, dat ons leef in 'n wêreld vandag, waar mense wil hê dat die kerk moet sonde aanvaar. Is dit die tyd waarin ons leef? Die kerk moet hulle regmerk, hulle moet hulle stempel sit op sonde. Want u sien, die wêreld sê vir ons, hulle wil leef soos wat hulle wil leef, selfs in die kerk, en hulle wil nie skuldig voel oor hoe hulle leef nie. So ons moet dit aanvaar, en ons mag nie enige skuldgevoel op enige laat laai nie. Mense, as dit nie was vir 'n skuldgevoel, het ek nooit op bekering gekom nie. Amen. Die Here werk 'n onberoulike bekering tot redding. Ek dank God dat hy my tot oortuiging gebring het deur sy gees. Dat daar 'n skuldgevoel by my opgewek sê, Here, ek is so jammer vir wat ek gedoen het. Ek bely my sonde en ek bekeer my daarvan. Dit was met trane gewees. Dit beteken nie dat ek nooit weer 'n voet verkeerd gesit het nie, maar kom ek sê vir die gees van die Here, daai stemmetjie hier binne oortuig my sommer baie vinnig. As ek iets gesê het of gedoen het wat God nie welbehaaglik is nie, en dan gaan ek met ware berou, ek sê Here, ek is jammer, en hy is getrou en regverdig om my daai sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reine. Weet jy wat word gepreek in kerke vandag? Jy het nie meer nodig om sonde te bely nie. Want dit laat mense skuldig voel. En Jesus Christus het klaar vir jou sonde betaal, verlede, hede en toekomstig. Hoekom wil jy sonde bely? As hy klaar vir alles betaal het. Dis 'n volmaakte werk. Liewe vriende, dis die goed wat rondloop. En dan staan 'n profeet op en sê, ons het nodig om ons te bekeer van ons verkeerde werke. Dan word ons stil gemaak. Wanneer 'n profeet opstaan om die woord van God te gee en mense te roep tot bekering, dan word die kerkwêreld opstandig teen jou. So wat doen ons vandag? Ons wil vir die Here voorskryf. Ons wil God se gees beheer, wat hy wil spreek.
en wat hy wil sê, selfs deur sy profete. En ons wil eintlik vir die Here sê, bly u stil. En wat is die resultaat? Dis wat Jesaja 5:20 sê. Dit wat goed was, is nou sleg. En dit wat sleg was daai tyd, is nou goed. Dit wat lig was, is nou duister, en dit wat duister is lig. Dit wat soet was, is nou bitter, en wat bitter is soet. Broer en suster, is dit die waarheid? Is dit die tyd waarin ons leef? En dis die tyd waarin Micha ook geleef het. Jy sien, die duiwel het nie nuwe toertjies nie. Hoekom sal ek iets niets wil uitdink as die ou dinge werk? Jy herhaal dit wat werk, en die vyand weet wat werk. En hy weet dat die wêreld val. En elke kind wat nie toegewyd aan die Here wanneer hulle val oor 3 dinge. Die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Dis wat 1 Johannes 2 ons leer. Is dit nie ook maar wat Adam en Eva oorgeval het nie? Die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Kyk net hoe begeerlik is daai vrug. En as jy dit gaan eet, gaan jy wys word soos God, die grootsheid van die lewe. So hy weet wat werk. En dis waarmee Micha gesit het. Hierdie valse profete, het hom gekeer om te spreek. Want hulle wil nie hoor wat hy sê nie, en hulle staan op namens die volk. En sê, bly stil as jy nie iets goeds kan sê nie, Micha. Hulle het vir Jeremia sommer doodgemaak. Hulle, koning Manasse het gesê, sit hom in 'n boomstam, en vat 2 manne en saag vir Jeremia middeldeur. As jy gaan lees Hebreërs 12 of Hebreërs 11 van die galery van geloof is, hy sê, and some has been sawn asunder. Dit was Jeremia gewees. Doodgemaak, omdat hy die woord van God gespreek het, and they didn't like what they heard. Vandag, geestelik gesproke, word profete van God stil gemaak, en een kant toe gedryf, want ons wil nie hoor dit wat God wil sê. Ons wil mooi dinge hoor. Vals profete in die kerk. Mag die Here ons help, dat ons nooit kompromis sal aangaan met die evangelie van Jesus Christus, wat dit saad is om die vuilste sondaar te red nie. En ek wil 'n bietjie verder wys. Micha preek hier in Jerusalem, en daar staan 'n klomp valse profete op teen hom, en maak hom stil. Maar dit was nie deur die valse profete wat skuldig was nie. Kom ek wys vir julle wat sê vers 11, daar waar ons gelees het. Hy sê, as iemand wind nawandel, en bedrieglik lieg, daar is my woordjie lieg. Sien jy my? Dit is in die Bybel. En bedrieglik lieg, en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Hoor wat sê die Here hier? Hy sê, dis nie die profete wat skuldig is nie. Hy sê, die volk is skuldig. Hy sê, maar die volk soek profete wat vir hulle sal preek by wyn en sterk drank, wat sal sê, ag, it's all good. It's all good. Met ander woorde, die volk versamel vir hulle profete. Wat vir hulle sal sê wat hulle wil hoor. Die volk maak vir hulle mense by mekaar wat hulle in die gehoor sal streel. Wat vir hulle dinge sal sê wat aangenaam is. En het die apostel Paulus ons nie gewaarsku, dit sal 'n teken wees, 'n kenmerkende kenmerk van die laaste dae nie. As jy gaan lees daar, hy sê vir Timoteus, dis net voordat Paulus het geweet die tyd van sy heengaan is naby, dis nie meer lank as hy sterf, en hy gee vir Timoteus in die laaste raadgewinge. En onder andere berei hy hom voor vir die tyd wat kom. En dit was in Timoteus se tyd so, en is vandag nog dieselfde. 2 Timoteus hoofstuk 4. Hy sê, dan vers 1, hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel. Moenie praat oor oordeel in die kerk vandag nie. En by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou ontydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering.
Hy sê in vers 3, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hul eie begeerlikhede. Dis in die tyd van Micha die geval gewees. Hierdie volk het vir hulle woordvoerders gesoek wat namens hulle sal spreek en die ware profete sal uithou en intussen tyd die volk lekker sus in hulle sonde en vir hulle sê, dis alles oukei. Dis alles oukei. Moenie worry nie. God is vir ons. God sal vir ons stry. Maar intussen tyd verrot die volk van binne-in. Weens hulle hulle losbandige leefstyl wat hulle geleef het. So die volk is ook skuldig. Hulle versamel vir hulle predikers wat hulle sal vermaak. Hulle versamel vir hulle predikers soos vandag. Kan ek vir u vra, wie is die mense vandag in die kerkwêreld wat die hoogste verering kry? Watter soort prediker? Ek noem hulle sommer die goed voel. Die goed voel predikers. Daai mense wat so mooi smaal. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Die man is wat sê, silver and gold have I plenty. Dis hulle wat die grootste eer kry. Dis hulle wat vir ons spreek om te sê dat God straf nie sonde. Dis hulle wat vir ons wil aanhou sê dat daar is nie 'n dag van oordeel vir die wat voortleef in hulle sondige leefstyl nie. Ek praat nie van 'n regverdige wat soms struikel nie, want al struikel die regverdige wanneer jy bely, help jy hierdie op. Ek praat van die wat opsetlik in 'n sondige leefstyl voortleef en dan die goedkeuring soek van die kerk op daai leefstyl. Daar's 'n oordeel wat wag vir die wat hulle harte verhard het teenoor die verordeninge van die Here. Romeine 1 sê God het hulle oorgegee aan hulle eie slegte begeertes. En dit het gelei waar mans teenoor mans ontbrand, vrouens teenoor vrouens ontbrand, selfe geslag huwelike, waar hierdie dinge goed gepraat word, en ons wat opstaan en sê, die Here het ons gemaak, man en vrou. Jesus het terugverwys in Matteus 19, toe hulle gepraat het oor die huwelik, sê, het die profeet nie geskryf, dat God hulle man en vrou gemaak het. Maar ons speel met God se woord. Ons speel met God se plan. En ons wil dit inkleer soos wat ons dit wil inkleer. En ons wil die evangelie aanpas soos wat ons dit wil aanpas. Broer en suster, hoor my vandag, as dit hier ooit moet gebeur, moet julle maar van my ontslae raak, want ek sal nooit in my lewe vir hierdie goed kan staan. Never! Ek sal dit nooit kan goed praat nie. Almal het hulle reg om te glo wat hulle wil. Broer en suster, ek gaan maar bly by die eenvoud van hierdie woord. Amen. As ander mense anders oortuig is en 'n ander weg wil gaan, dis jou goeie reg om dit te doen. Maar broer en suster, daar gaan geen verskoning wees wanneer ons voor die wit troon oordeel van God gaan staan en ons sal moet rekenskap gee van dit waarvan ons oortuig was en dit wat ons verkondig het. Ek bly liewer aan God se kant. Is dit reg? Ja, amen. Broer en suster, sê gou vir my, wat 'n pa, 'n goeie pa, sal nie sy kind waarsku
om in 'n besige straat in te hardloop en daar te gaan sit en met sy Lego blokkies te speel in 'n besige straat waar die karre heen en weer hardloop. Of sy kind te waarsku om nie met vierhoutjies te speel nie, of met skerp skeerlinnetjies te speel nie. Wat 'n goeie pa sal sê, ag, gaan maar aan, jy weet, doen jou ding. Geen pa sal dit doen nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader ons nie waarsku van hierdie sondige praktyke waarin ons soms onsself in bevind in die kerkwêreld, en onthou ek praat van in die globaliteit, die sondige leefstyle wat ons goedkeur en onsself in vind, en die Here waarsku ons teen die verwoestende gevolge en die dodelike uiteinde, want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6:23, Jesegiel 18:20, die siel wat sondig, die moet sekerlik sterf. Dis hoekom Jesus vir ons gesterf het, sodat ons gevrywaar kan word van daardie loon, daai inherende loon van sonde. Maar broer en suster, as jy terugkeer soos 'n vark na sy eie peel, na sy eie modder toe, en weer gaan rondrol, broer en suster, daar is geen offer vir sonde meer oor nie. Daar's een offer, dis Jesus Christus. So bely jou sonde, laat die bloed van Christus jou reinig, en volg hom. Want jy gaan terugkeer na jou ou weer. Daar is nie nog 'n offer oor nie. Dis wat Hebreërs 10 vir ons sê. Nie die bloed van bokke en stiere nie, maar die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Daar is nie 'n ander offer nie. So dis wat 'n goeie pa sal doen. Hy sal waarsku. Sê, hierdie weg is weer van die dood. So hier spreek die profeet Micha. Hy kom na die volk. God wil met sy volk spreek deur sy profeet. Maar die volk en die valse profete stop hulle ore toe vir dit. En hulle wil as ware God dikteer. Hulle wil die Here dikteer oor wat gesê en gedoen mag word. En die Here dikteer nie meer vir hulle nie. Die Here help ons dat ons nooit daar sal kom. Kan ek nog een punt uitlig? As jy teruggaan daar na Micha, as jy ons nou weer lees daar, hy sê, moenie profeteer. Hy sê, vers 7, mag dit gesê word o huis van Jakob, sou die Here ongeduldig wees, of is dit sy dade? Is dit sy dade? Met ander woorde, ek wil vir u vra, wie se skuld is dit? Dat die kerk lyk soos wat dit lyk. Wie se dade is dit? Micha vra vir die volk, hoekom lyk julle soos wat julle lyk? Is dit God se skuld? Wie se dade is dit? Is dit God se skuld dat die kerk vandag so swak is? Dat die kerk vandag so afvallig is? Wie sê is God se skuld? Is dit God se skuld dat ons nie meer die Heilige Gees sien beweeg in krag en in heerlikheid soos in die verlede nie? Is dit God se skuld? Is dit God se skuld dat ons nie meer sien dat die siekes gesond word en dat die wat verslaaf is vrykom en die wat gebind is verlos word en dat die wat soekend is toegerus word vir die bediening van die evangelie van Jesus Christus nie? Wie se skuld is dit dat dit nie meer gesien word nie? Is dit God se skuld? Broer en suster, kan het wees dat die kerk van die Here Jesus Christus wat 2000 jaar terug begin het op Pinksterdag in die Gees, laat ons nou 2000 jaar later gaan eindig in die vlees? Wie se skuld is dit?
Of is dit dalk me, o Lord? Is dit dalk ons? Wie se daar is dit? Is dit dalk nie ons wat nie meer die Here soek soos wat ons voorvaders die Here gesoek het? Is dit dalk ons wat nie meer wil toelaat dat die Heilige Gees lei en beweeg soos wat hy toegelaat was om te lei en beweeg in die verlede? Kan dit wees dat ons as die kerk van die Here so aards geword het, so vleeslik geword het, en dat ons nie meer die dinge van die Gees najag? Die toestand waarin die kerk verkeer vandag, wie se skuld is dit? En die evangelie regtig sy krag so verloor, dat ons nou die evangelie moet vervang met drama-opvoerings. Dat ons dit moet vervang met vermaaklikheid, met storievertellery. Het God iewers 'n aankondiging gemaak wat ek gemis het? Het hy iewers aangekondig en gesê, as ons vandag die hedendaagse mens wil bereik, dan moet ons strategie verander na snaakse stories, wat mense lekker lag. Ons moet 'n strategie verander na goedvoelprediking. Ons moet 'n strategie verander na ons moet baie opvoerings hê en toneelspel. En daardeur moet ons die mens oortuig van sonde. Daardeur moet ons hulle oortuig van die bestaan van God. Is daar iewers, het God iewers daai aankondiging gemaak? Julle moet vir my sê, want because ek het nie daai memo gekry nie. Want iets het iewers verander, Michael. Iets het iewers, daar het 'n shift gekom. Daar kan jy my help. Het God so 'n aankondiging gemaak en gesê, vergeet om te preek die evangelie in krag en skakel oor na drama-opvoerings. Want dis al wat die hedendaagse mens verstaan. Is daar so 'n aanbeveling waar die Here gesê het, luister, moenie meer die evangelie in krag verkondig nie. Moenie vir mense sê hulle sondaars nie. Moenie vir mense tot bekering roep nie. Water so bietjie die evangelie af. Maak hom so bietjie meer ontvanklik vir die oor, sodat die mens nie opstandig raak daarteen nie. Laat die mense gevoelens in ag geneem word. Hoor wat sy sê? Christene wil nie meer gekonfronteer word. En die wagwoord vandag is, hulle wil kompromieer, nie gekonfronteer word. Dit breek my hart, van ek wil vir my lyk asof dit die rigting is waarin die kerk gaan, ons by die evangelie afwater, wat ons met mense se gevoelens in ag neem. Ek vra my boetie, my sussie, het ons werklik nou op die plek gekom? Ouwen, het ons nou op die plek gekom, waar ons die evangelie moet snoei. Ons moet die evangelie aanpas, sodat ons die wil van die mens kan akkommodeer, ten koste van dit wat God gesê het. Is ons nou daar? My uitroep vandag, en ek het gesê vanmôre is nou nie lering nie, vanmôre is so 'n bietjie reguit brand. Ons kan volgende week weer, kan ons 'n bemoedigende boodskap bring, maar ons moet balans hê. Kan ek jy vra, hier waar ons is 'n klein gemeentetjie, maar hoe sê hulle dinamiet?
Kom in klein pakkies. Né? Kyk ons vleuels daar in die Springbokspan. Klein laities. Maar hier hulle kan 'n lyn sny. Dis dynamite! Don't neglect small beginnings. Ons mag daar klein wees. Maar ek vra vanmôre vir my Bergsee Pinkster, boeties en sissies. Wil julle nie saam met my terugkeer? Dat die Here en die verkondiging van die evangelie in krag terugkeer na die bediening van die doop van die gelowige. Terugkeer na die verkondiging van die vervulling met die Heilige Gees en krag. Terugkeer na die verkondiging van 'n lewe van heiligmaking. Jaag die heiligmaking na en die vrede met almal. Hebreërs 12:14 waar sonder niemand God sal sien nie. 1 Petrus 1:16 wees heilig want ek is heilig. Wil julle saam met my terugkeer na die Here toe? Hey, die Here het nog nie verander nie, hoor. He's still the very same Jesus, the wonder-working Jesus. Hy is nog steeds op soek. En hy soek om te red die wat verloor is. Lukas 19:10, hè, Saggeus. Ek het gekom om te soek en te red die wat verloor is. He's still the very same. En hy is nog dieselfde Jesus wat gesê het, ek sal die siel red deur die eenvoud van die dwaasheid wat vir die wêreld soos dwaasheid lyk, die dwaasheid van die evangelie. Dis wat 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, hy sal deur die dwaasheid van die evangelie die siel red. Dan bly ek maar stupid. Dan bly ek maar dwaas, maar ek sal bly by die evangelie van Jesus Christus. Ek sluit met hierdie vers. Jesaja 52. Hy sê, ontwaak, ontwaak, vers 1. Bekleed jou met sterkte, o Sion. Trek vir jou sierlike klere aan, o Jerusalem. Heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer inkom. Sal ons dit ook ons belydenis skryf maak. Geen valsheid, geen onbesnedene, geen onreinheid gaan hier toegelaat word. Struikel ons soms? Ja, maar ons is in liefde saam verbind en ons groei tot die eenheid van die geloof, soos wat ons bly in die eenheid van die Gees. Maar ons kan nie goed praat, dit wat God veroordeel het nie. Kan ons? So kom ons bly by dit. Kom ons wees lig. Lig en duisternis kan tog nie meng nie. Hy wat die Here lief het, kom na die lig toe, sodat sy werke geopenbaar gemaak word, dat dit uit God uit is, Johannes 3, né? So kom ons wees lig. Ons is die lig van die wêreld, ons is die sout van die aarde, Matteus 5:13 tot 16. En kom ons keer terug na die Here toe. Kom ons keer terug om deur die Gees van God beheer te word. Eerder as dat ons vir die Gees van God wil voorskryf oor wat gesê en gedoen mag word. Is dit reg so? Amen. Bergsee Pinkster familie? Amen. Ons bly by die eenvoud van die evangelie. Amen. En die wat nog nie Bergsee Pinkster familie is, julle is welkom as julle wil familie word. Amen. Maar hier gaan ons die Here dien. Soos wat hy dit vir ons voorgeskryf het en nie soos wat ons dink dit nie is. Amen. Amen.